Goeiemôre al die mooi mense. Is jy bly om hier te wees? Is jy bly om my te sien? Amen. Ek is bly om u te sien. Het is lekker om saam met u in die huis van die Here te wees. Toe vanoggend so stil word daar in my huis en ek bid vir hierdie diens, toe dink ek aan hoe bevoorreg ons is om 'n aanbiddingsplek te hê. Om te weet ons gaan nou na 'n gemeente toe gaan waar lidmate is saam met wie ons kan bid, saam wie ons kan aanbid, saam wie ons saam die naam van die Here kan groot maak en dan ook besonder om ook na sy woord te luister. En so kosbaar vanmôre dat ons nog bevoorreg is om na sy woord te luister. Nou so 2 weke terug, soos julle weet, het ek hier nou amper agter mekaar gesak met 'n beroerte wat ek gehad het hier in die kerk. Ek het aan hierdie kansel vasgehou. Kyk vir lewe en dood. Maar nou ja, ek is dankbaar ons hierdie hospitaal en al die toetse en die MRI's en die CT scans en ek weet nie wat alles nie. Hulle sê ek het al 'n hele paar klein beroertes gehad. En weet nie wanneer dit gebeur, want ek is dan so vrede en liefde mens. Word nooit kwaad. Ja, en ek is baie geduldig, sê my vrou. Maar dit lyk my, dit is maar my bloeddruk wat 'n groot rol speel, so ons gaan sien nou weer môre 'n dokter, en dan gaan ons glo hulle sal my bloeddruk dan weer kan regkry, dat ek net daarom soos 'n normale mens kan leef. Amen. Was dit tragies dat dit nou juist die Sondag was, waar die streeksopsiener gekom het, en kon vra kan ek nog 2 jaar nog. Maar hy sê dan, maar ek nog steeds ten spyte van die goeie persentasie slaagsyfer gekry, so ek kan nog aangaan, so jy moet maar vir my bid, ek bid vir u ook elke dag. En dan wil ek net pastoor Dani verwelkom, pastoor Dani Marie, hy was vir jare my buurman gewees, maar ook ons kollega vir baie jare al in die bediening. Hy het al afgetree, nou hy gaan môre, hy weer vir 'n knie-operasie, en ons wil hom ook aan ons gebede onthou. So Mike is hier so, ek was onder die indruk, hy is met vakansie, ek kon verkeerd verstaan, jy weet 'n pastoor kan ons maar verkeerde inligting verkeerd verwerk ook nie, ons is maar net mens, nie waar nie. En anders sou ek hom daar gevra, maar ek is bly pastoor Dani, dat hy vanmôre vir ons bedien. So Dani het ook, toe hy met my gesels het, sy dogter het tydeel daar by die Kololo, toe hulle vir ons 'n week gratis gegee, so ons het nou lekker gerus. Nou kan my vrou nie sê ons het nie gerus nie, want ons het vir 'n week lang niks gedoen. Ons het net die bokke gesien, en ons lekker geswem, en so aan, maar het was heerlik geweest om daar in die veld te wees, in die bosveld, en dit te kan geniet, en so aan. Maar ons is hier, ons glo, ons gaan nou weer vorentoe gaan, en die Here ons kan versterk, met dit wat ons nodig het. Ek wil net graag gou vir Jackie Opperman, vir julle, sê baie welkom sê by ons, mag die Here julle ryklik seën, mag julle guns uit sy hand vanmôre ontvang. Dan weet ons verjaarsdag van die week, is vandag verjaar Niels hier agter my, in die Qatar, en dan die 13de verjaar Tersius. Ons moet vir die namens die gemeente, en dan vir Johanne verjaar hy môre, ook môre. Ons wil baie sê baie geluk, mag die Here vir julle ryklik seën, mag julle hierdie jaar wat voorlê, 'n besondere jaar geniet, en met die vrede en die guns van die Here deel van julle lewe sal wees. Nou kom ons staan, die wat kan staan, ek gee nie om as jy wil sit nie, as jy nie kan sit nie, maar pastoor Mike kan ek jou vra om te bid. Ek gaan hom vra om vir ons seën van die Here af te bid op die verrigtinge hier, en daarna gaan ons heerlik hartlik saam sing. Ek wil net gou nog vandag iets sê, die oggend toe ek die beroerte gekry het, hier so agter die kansel. Ons het daai Sondagoggend 'n fantastiese
singdiens gehad. Weet jy, ek het daar gestaan en ek het die Here aanbid, en ek het niks verkeerd gevoel nie, ook nie sleg gevoel nie, ook nie kopseer gehad of niks nie. En toe kom van die duiwel hier agter die kansel toe die woord van die Here lees. Ek onthou nog, toe ek kon nie verstaan hoekom swem hierdie Bybelvers woorde so, toe hoor ek heel verkeerd gelees. So ek vra hom verskoning, maar mag die Here sy woord in die hart berge. Kom ons staan en bid ons vir die diens, daar iemand is wat versoek het, steek jy net jou hand op, en jy noem dit vir die Here daar waar jy staan, en daarna aan ons heerlik hartlik saam sing beide. Hemelse Vader, die psalme sê so mooi, dat U is ons verwagting. En met daardie verwagting kom ons vanmôre na die diens, 'n verwagting om te hoor, 'n verwagting om te ervaar, 'n verwagting om te beleef. Here, ons kom hierheen om aan U die lof te bring en die eer te bring van ons harte. 'n Week wat U ons ingespaar het, 'n week wat U ons beskerm het en bewaar het, 'n week waarin U aard aan ons geopenbaar en gedemonstreer is. Terwyl ons mens is wat nie eens hierdie dinge verdien nie, het U U onbaatsigtige liefde in 'n week wat verby is aan ons gegee. Daar lê 'n week voor, wanneer ons dan vanmôre ons kom voorberei vir 'n nuwe week wat môre begin, dan vra ons U Here, kom praat met ons deur die sange, kom praat met ons deur die woord, kom gesels met ons in hierdie diens, terwyl ons gekom het met 'n verwagting, om nie net te ontvang van U nie, maar ook aan U terug te gee deur ons lofsange en ons lofprysinge. Ons vra dan nou U teenwoordigheid wat ons reeds ervaar in hierdie gemeente, en dat dit dwars deur die gemeente sal heers in die mooi en in die lieflike naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Ek wil dan volgende net sê, afgesien van die feit dat ons met Daniel nog aan die knie vervang, en die swaar die lekker voel nie, en die groot terug is, wat ek van ons sê, welke my gesonde mense, dan weet jy wat ons is hier. En die Here is hier, en ons is gesond, en dank die Here daarvoor. Dan wil ek verneels, ons sê dat vandag die jaar, ek wil troos. En lyk nie dag oud toe jy laas gesien het verlede Sondag, ek weet ek ook reg. Weet jy wat, die tema van vandag se boodskap, spreek 1000 woorde. En bring my tot stilstaan voor die verhaal van die woord. Die verhaal van die woord. Ek wil myself die volgende vraag afvra, leef ons die woord? Vertel ons het lewe van die woord van Jesus Christus. Kan jy volgende boodskap sê, ek het die lewe van God in my, ek het die woord van God in my. As jy dit kan sê, kom ons sing ons eerst die goeie woordie saam, wat sê, ek het die lewe van God in my, en groot is die. Kom ons sing dit volgende
Heer, groot is die Heer, hy het al my sonde vergeef. Groot is die Heer, groot is die Heer, hy het al my sonde vergeef. Alles is die glorie of Jesus name, Jesus is the soul of man. Daarom word my God aan prijzen God. Jesus vergeven, Jesus vergeven, Jesus vergeven. God bly elke dag sy verlossingsplan om ons te verkondig. En die woord lees het dat ons bevry uit die mag van sonde, dat ons vry as sy kinders kan lewe. Ons kan volgende ou woordjies sing. Unredeemed. Sweet is the psalms who did I het nie gevierd dat die engele nie hierdie koortjies saam met ons kon sing nie. As woord verlossing, woord gesondheid met ons is. So kom ons sing vir volgende oorwinning sal. Unredeemed by love divine. Sweet is the song I'm singing today.
is waardig, hy is lofwaardig, want U is 'n groot God. Thank you Jesus, gee U al die lof en al die eer en wat U volgende keer, want U is groot. Heer, U het ons verlos, dankie vir dit wat U vir ons gedoen het en nog steeds doen. Ons loof en prys en eer verhoor. Ek gaan vra dat die musikante vir ons laaste bootjie so 1 of 2 keer sal weerspeel en dan gaan ons op 'n derde keer saam sing. Terwyl jy dit speel, bring aan God al die lof en eer wat op toe kom. Dankie.
Here, want daar is niemand soos U nie. U is die enigste van die soort, en ons geloof U. U is 'n groot God. En dan moet die hele skepping saam juig, en as dit nog nie genoeg is, dan moet die engele saam juig, as dit nog nie genoeg is. Here, want U is baie meer waardig as dit. Dankie dat ons vanmôre hierdie lof vir ons sit. Dankie dat ons U naam kon groot maak. En dankie Here dat ons nou om die woord kan spreek. Ek bid Here dat U woord lewendig sal maak. Ek bid Here dat U sal gee dat elkeen sal wat luister sal verstaan wat U vir ons wil sê en dat ons daardeur gestip sal wees. Ons bid alles in Jesus se lieflike naam. Amen. Amen. Baie dankie, U kan sit by die Here. Dis my voorreg om weer agter die kansel te staan. Ek begin nou 'n gewoonte maak om weer te kom kuier. Ek begin nou 'n gewoonte maak om sommer net hier te wees, want dit is vir my lekker. Dit is baie lekker gewoonte. Ek geniet die vriendelikheid. Toe ek oor in die straat stop, toe kom iemand vir groet. By die ingang, oral glimlag, en die gang het tot afloop keer hulle. Ag, dit is so lekker. Het is lekker om bekend te wees. En dit is lekker om lief te wees. Mag die Here vir U ryklik seën. Baie dankie pastoor Leslie dat U my gevra het om die woord te bedien vir die kerkraad of as jy op die woord toelaat wat ek te doen. Ons eer die Here daarvoor. Soos U sien is hierdie ou tempel besig met die tent is besig om te skeer. Ons kom in lok en stop vandag en ek weer aan die brand is. Pastor Michael is baie meer hier te sien. Ek voel nie alleen vanmôre nie. Laaste by my was dit ook so geloop soos ek nou gedoen het. Maar dit sit ons nie af nie. Pastor nog 'n keer, sy vader sien iemand wat grys is, toe sê die ou vir die pastoor nog 'n keer sê, "Pa, sê hier nou maar ek sien dis baie sneeu hier op die berg." Toe sê ja, my broer, daar is baie sneeu op die berg, maar hy is nog vuur in die kachel. Nou ja, pastoor Michael met my en pastoor Leslie is nou 'n klein vuurtjie nog. Hy het nog nie dit alles nodig nie, maar dit is soos dit is. Baie dankie dat jy saam met ons kan wees. Ek wil vir u nooi om saam met my te lees. As u die Bybel gebring het, so glo ek dat jy agter my geprojekteer word. Lukas, die eerste hoofstuk, die eerste 4 verse. Lukas, die eerste hoofstuk, die eerste 4 verse. Aangesien baie onderneem het om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons almal vervul is, soos hulle wat in die begin ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het ek ook dit goed gedink, hooggeagte Theophilus, nadat ek van vooraf alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skryf, sodat u met groot sekerheid kan weet die dinge omtrent u waaromtrent u onderrig is. Hier is sou nog mense kan maar daar is nie veel om van te preek nie. Maar eintlik sê dit, ons kan die hele boek gebruik om te preek, en ek kan die hele Lukas met die behandel, net 4 uur in hoofstuk. Ek hoop jy het die broodjie saamgebring, as dit bietjie lang word, en die Christen dit sal dan plan. Maar ons sien dat hierdie verhaal wat Lukas hier van praat, is die verhaal van die woord. Nou die woord, sê Johannes 1 vers 1, hy sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het. En dit is 'n direkte verwysing van Jesus Christus. Die woord, logos, is die Griekse woord. Dit beteken die lewende woord, Christus in sy lewende lywe. Nou dis dieselfde woord waarvan Lukas hier praat, dat hy die verhaal van die woord, dit wil sê die verhaal van Christus Jesus vir Theophilus voorgelees. Theophilus was 'n hoëpriester. Daar was baie mense wat dink dat hy 'n Romeinse offisier was, maar daar's geen bewys dat hy wel so is. Maar die geskiedskrywer Josephus het gesê dat hy 'n hoëpriester was. En nou wil Lukas, wat die hoëpriester se verhaal van Jesus neergeskryf het, wil hy net bietjie korrigeer, hy wil dit bietjie net in kronologiese orde stel.
En dit is wat hy vir ons sê in hierdie 4 verse. En hy begin hier te praat van die Here Jesus se geboorte. Maar die Here Jesus, moet ons weet, was 'n baie unieke persoon. Die Here Jesus het met een doel aarde toe gekom, en dit is dat die mensdom gered kan word. Nie die siele, die enkeles nie net sekeres nie, maar hy het gekom dat almal, die ganse mensdom gered kan word. Want as gevolg van Adam se sonde, het almal in sonde verval. Is almal in sonde gebore volgens wat Dawid sê in Psalm 51 vers 7. En nou het Jesus gekom om in die plek te staan van u en my, want ons het gesondig en God het gesê die siel was sondig moet sterf. En nou het God 'n plan gemaakt dat dit nie nodig was. Hy het Jesus gestuur om die sonde van ons almal op hom te neem. En dan het hy op hierdie wyse vir ons vrygemaak as ons in hom glo en as ons hom aanroep. Ek wil vir u sê, hierdie verhaal wat in Lukas voorkom is die mooiste verhaal wat daar ooit vertel is in die Bybel. Want dit gaan oor 'n man wat totaal onskuldig was, wat die skuld van die hele wêreld op hom geneem het en die prys betaal het vir skuld, die boete gevat het, die pak slaag gevat het, sodat die hele wêreld wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis die mooiste verhaal. Almal wat daarna luister of wat dit lees, moet eintlik 'n sielsverandering ondergaan en net eenvoudig op 'n plek kom waar hulle weet, dit is die wonderlikste verhaal, want ek en u is ook in daardie verhaal ingewerk. En dit is so nodig dat ons dit weet. Lukas vertel die verhaal volgens die gebeure wat hy beleef het saam met Jesus. Want reg van die begin van Jesus se bediening af, het Jesus manne gekies wat saam met hom loop, en Lukas was een van hulle. En Lukas was werklik waar, hy was 'n slim man, hy was 'n mediese dokter gewees. En hy kon alles mooi in volgorde sit. En toe wil hy dit so doen dat Josephus, wat skynbaar bietjie deur mekaar gepraat het, die waarheid kon sien en in die volgorde wat dit geskryf is. Nou wil ek vir u sê dat dit is 'n baie mooi verhaal, 'n lieflike verhaal, want Jesus was 'n lieflike persoon. Lukas vertel dat hy in alle opsigte uniek was. Hy het self nooit 'n boek geskryf nie, maar oor niemand in die hele geskiedenis van die mensdom is daar meer boeke geskryf as oor hom. Hy het nie 'n klip gehad waarop hy sy kop kon neerlê nie, maar hy was teenoor wie alle dinge ontstaan het, sonder hom het niks ontstaan. Hy was medeskepper van die heelal. Hy was baie nederig, en tog was hy die koning van die konings gewees. Hy was deur sy eie mense tot die dood veroordeel, en tog was hy die regter van die ganse universum. Inderdaad 'n wonderlike man. En dat hy nou die unieke Christus word weerspieël in die gebeure wat Lukas in volgorde in hierdie voorrede beloof het hy dit gaan vir ons gee. Die eerste wat hy aanraak is sy geboorte. Nou ons is almal gebore, maar daar's nie iemand wat so 'n unieke geboorte gehad het soos Jesus nie. Want Jesus is gebore uit 'n maagd. En 'n engel het aan Jesus se stiefvader, wat aan Maria verloof was, het hy gekom en verskyn en gesê dat jou verloofde is swanger, sy gaan 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van die sonde gaan verlos. En dit het Josef gemaklik gemaak, sodat hy nie verder gesukkel het om te aanvaar dat sy verloofde, wat daardie tyd nou eintlik as sy vrou kon gedien het, wel swanger geword het. Hy was dadelik tevrede, want as 'n engel dit sê, dan glo hy dit. Daarom dan sal ons ook sien dat Petrus in Handelinge vir ons gesê het, elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. En in Handelinge 4 vers 12 sê elkeen, hy sê, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word. Jesus is gebore om die mensdom te red.
Hy is nie gebore as 'n polisieman nie. Hy is nie gebore om ons skuldig te bevind nie. Hy is nie iemand wat ons doppe of ons 'n fout maak. En as ons dalk 'n fout maak vir ons wil veroordeel nie. Nee, glad nie. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo, ongeag ras of kleur of taal of wat ook al, nie verlore mag gaan nie, maar ewige lewe kan hê. Die volgende vers sê, want God het nie sy seun gestuur om te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Dit is die roeping van Jesus. Hy is nie daar om te sê, jy het nou verkeerd gegaan, jy gaan 'n pak swaak kry nie. Ons as mense, as ons sien iemand doen verkeerd, dan sê ons, jong, jy gaan gestraf word. En ons krijg baie sommer die straf voor. Maar Jesus het dit nooit gedoen, want hy het nie gekom om te straf nie, hy het nie gekom om veroordeling uit te deel nie. Hy het gekom dat ons gered kan word. Johannes sê, ek is die weg en die waarheid. Dit is Christus wat in Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur my. Dit is die uniekheid van sy geboorte. Daarom het die engel die nag waarin Jesus gebore is aan die herders verskyn in die open veld en gesê, vandag is daar vir julle in die huis van Dawid gebore 'n saligmaker wat Jesus genoem word. Van wie is, watter geboorte is daar ooit so aangekondig deur engele? En terwyl hulle dit sê, skaar engele God geloof en God geprys. Hy was inderdaad 'n unieke persoon. En daarom kan ons waarde gee aan dit wat Lukas vir ons vertel. Die verhaal word verder uitgeleef in sy lewe op aarde. En dit kry ons van Lukas 2 vers 41 af tot Lukas 23 vers 32, 'n lang verhaal oor sy lewe en oor sy bediening. Want hy was in die eerste plek bekend as die seun van die mens, omdat hy uit 'n mens gebore is, Maria. En daarom kon hy met die mens deel. Hy kon deel word van die mens, hy kon die mens verstaan. Maar hy was ook bekend as die seun van God, want hy is deur God verwek in Maria. En daarom kon hy ook die seun van God wees. Jesus is ook bekend dat hy baie magtig was. Hy self sê in Matteus 28, hy sê alle mag is aan my gegee in die hemel en op die aarde. In sy lewe was hy elke skrywer se volmaakte model. Hy was die Sanhedrin wat hom wou vervolg, wat hom skuldig wou bevind. Sy grootste probleem, want hy het nooit oortree nie, hy het nooit verkeerd gegaan nie. Hy het nooit iets gedoen waarop hy hom onskuldig bevind nie. Hy was inderdaad die groot probleem vir die Sanhedrin. Hy is die teoloog se wonderlikste, kragtigste boodskap en onuitputlike bron van kennis. Hoe meer jy van Jesus weet, hoe meer besef jy weet nie alles nie. En as jy Jesus se geskiedenis en as jy sy lewe waarneem en as jy hom beter leer ken, as daar gedurig eers altyd iets nuut van hom wat ons kosbaar maak. Jy kan skryf van die woord, die hoofstukke toon hy, hoe hy deur Satan versoek was, maar hy was nie verlei nie. Hoe hy siekes genees het, hoe hy duiwelbesetenis bevry het, hoe hy wonderwerke gedoen het van elke soort, daar is amper nie een ding waaraan jy kan dink wat hy nie gedoen het, wat 'n wonderwerk was. Hoe hy die mooiste leringe gegee het van hoe ons as mens kan leef, om 'n mooi lewe te hê, om 'n voorbeeldige lewe te hê. En hy het dit nie net gesê nie, hy het dit nie net voorgehou, hy het dit gewys in sy hele lewe, deur alles wat hy gedoen en geleer het. Die Engelsman sê, you must practice what you preach. Dit is presies wat hy gedoen het. Dit wat hy gesê het hy uitgelewe. Hierdie lewe het hy nie mondelinge gegee nie, maar hy het inderdaad prakties dit ook tentoongestel. Hy het selfs 'n profetiese rede geskryf, waarin hy vir ons, wat nie weet wat vorentoe gaan gebeur nie, ons weet wat verby gaan, ons ken die geskiedenis, maar ons weet nie wat voor lê nie. En hy het vir ons in die profetiese rede gesê wat ons kan verwag. Wat gebeur as ons sterf? Wat gebeur daarna?
Is die dood die einde of is daar lewe na die dood? Hy het vir ons dit alles uiteengesit sodat ons nie hoef te twyfel en by die toekoms vir ons inhou nie. Nadat hy hierdie pragtige lewe in bediening volbring het, begin Lukas om die volgende gedeelte te bespreek, naamlik sy dood. Dit was 'n unieke dood. Niemand het gesterf soos wat Christus gesterf het nie. Die profeet Jesaja sê dit so mooi. Hy sê, hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Hy is terwille van ons ongeregtighede verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was 'n wond, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Christus het nie soos enige mens gesterf nie, want hy het nie gesterf as gevolg van fisiese omstandighede nie. Hy het gesterf as gevolg van die sonde van die mensdom wat hy op hom geneem het. En daarvolgens het hy gesterf, want God het gesê die siel wat sondig moet sterf. God het vir Adam gesê, man, jy kan hierdie tuin geniet soos jy wil, jy kan alles eet, jy is in beheer van die tuin. Net een ding mag jy nie doen nie. Maar die boom van kennis mag jy nie aanraak nie. Nou Adam het die ewige lewe gehad. En dit moes wonderlik gewees het. As Adam nie af van daai boom geëet het, het hy vandag nog geleef. Maar toe het hy gegaan en hy was ongehoorsaam. En hy gaan eet van daardie boom. En Jesus sê, ek het jou ons gewaarsku, die dag as jy van daardie boom eet, sal jy sekerlik sterf. En toe kry hy 'n sterflike natuur, hy kry 'n sondige natuur. Ek het al dikwels gedink, as ek daar bo kom, dan gaan ek soek tot vir Adam kry. Dan gaan ek vir hom sê, jong, ons gesit bietjie onder daai rivier waar jy weggekry het. Wys my bietjie waar jy weggekry het vir God. Want dit is onmoontlik om vir God weg te kry. Nou wil ek vir hom sê, jy weet jy was 'n gemors die agterop geplaas. Jy het regtig dit moeilik gemaak. Jy het dit vir my moeilik gemaak. Jy het dit vir my vriende, vir my familie moeilik gemaak. Jy het dit vir die mense moeilik gemaak. Maar ek vergewe jou, want jy het ten minste gesorg dat Christus gekom het en gesterf het, sodat ek en jy saam kan lewe en saam hier kan wees. Christus het die plek van die sondaar mens ingeneem en hy het die prys betaal. Baie mense glo dat as jy net 'n sondetjie doen, dan gaan jy hel toe. Ag, ek kan onthou as 'n jong seun het my pastoor gepreek. Hy sondig gepreek. Ek het elke Sondag uitgekneel by die Boetlingsman, want elke week voor daardie Sondag het ek sonde gedoen. Of ek het gehip, of ek het gevloek, of ek het iets gedoen wat verkeerd is. En as ek my bang gaan help, dan is daar 'n uitnodiging na gekleding uit. Dit is maar die hele klomp saamgekom wat geglo het soos ek geglo het, want my pastoor het so gesê. Maar dan kom ons agter, dit is nie heeltemal die volle waarheid nie. Christus het vir ons sonde gesterf. Ons sonde is aan die kruis vasgenaal. En daarom is ons vrygemaak van sonde, hy het die prys betaal. En as ek vandag iets verkeerd doen en ek word dadelik deur 'n weerlig doodgeslaan, dan gaan ek hemel toe, al het ek nog nie vergifnis gevra nie. Want die prys is reeds betaal aan die kruis. Daarom kom die Here en hy sê vir ons dat elkeen wat in hom glo, sal nie verlore gaan, maar die ewige lewe kan hê. Paulus kom vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 21, daar sê God het hom sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Om te versterre dit, toe ek op Berea was, dit so mooi verduidelik. Hy sê, as ek hier is, vol sonde, en die Here is hier vol van sy geregtigheid, want hy het nooit gesondig nie. Hy het hy aarde toegekom, toe het hy my sonde op hom geneem, en daarvolgens het hy gesterf, maar toe het hy sy geregtigheid op my gesit, en nou is ek geregtig in hom, want hy het sonde vir my gemaak. Die prys van sonde is betaal deur Christus aan die kruis, en die wat in hom glo, is gevrywaar teen die ewige verdoemenis. Sommige gaan van my verskil, die ouer pastore in besonder, maar ek wil vir u sê dat ons dien 'n unieke God. Hy het nie net vir die oomblik gesterf vir die mense wat daar was nie, hy het vir almal gesterf, voor die kruisiging, tydens die kruisiging en ook na die kruisiging. Sy grootheid van sy sterwe lê ook daarin dat toe sy laaste asem uitgeblaas het, toe iets baie wonderlik gebeur. Vir 3 dae lang het die hele aarde
in duisternis verloor geraak. En terwyl dit gebeur het die aarde geskik, die rotse het gehewe, die voorhangse het geskeur, en die hoofman oor 100, wat eintlik die kruisiging gereël het, wat gesê het hy vasgenagel moes word aan die kruis. Toe hierdie dinge gebeur, toe roep hy uit, hy sê waarlik, hy was die seun van God. Alles gebeur as gevolg van sy dood, want hy het die dood van sy eie gehad. Hy was uniek ook in sy dood. Nog nooit het soos by 'n ander sterfgeval in die hele wêreld gebeur nie. Verder is dat hy aan die kruis die welstand van ander in gedagte gehad het. Jy moet nou 'n prentjie vorm. As ek dit reg verstaan, het hy op die grond gelê, en het hom op die kruis neergelê, en hy sy arms, sy hande vasgespijker met dik, en sy spykers maar sy einde penne, en sy voete. En toe hy vasgespijker het hy die kruis opgetel, en toe die gewig van sy liggaam begin trek aan daardie wonde van sy liggaam. En hy die geweldigste pyn verbied, maar hy het nie gesig getrek daaroor nie. Hy het gekom om redding te bring vir die mense. En terwyl dit gebeur, kyk hy so oor almal wat hom op hom gespieg het, almal wat hom verag het, die wat hom gekruisig het, die soldate, oor die hoofman oor 100. En hy kyk so en sê, Vader, vergeef hulle wat hulle weet nie wat dit doen. Is dit nie wonderlik nie? En dis nie net hulle wat daar was nie. Dis ook hulle wat van tevore, van Adam se tyd af gesondig het. En hulle wat daarna, vandag se dag, gaan sondig. Hy het vir almal gesterf, sodat dit net nodig is dat hy een keer hoef te sterf. Inderdaad, 'n baie unieke persoon met 'n baie unieke sterfgeval. Aan die kruis het hy, terwyl hy oor die mense kyk, en sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, het hy sy moeder gesien, en sê, moeder, daar is jou seun, verwysend by Johannes, hy was baie lief vir Johannes, en hy het gesê, Johannes, seun, daar is vir jou moeder. Met ander woorde, nie net in die massa, vir die massa gekom, het ook vir die enkeling gekom, vir sy moeder, vir Johannes opdrag gegee om sy moeder te versorg, want hy was besorg oor sy moeder, so was hy besorg oor almal wat voor hom was, en vir almal vir hom sterf het. Wat 'n wonderlike, unieke voorval. Net om te dink dat 2000 jaar gelede was hy gekruisig. En toe hy nou hierdie gebed bid, vergeef hulle, toe is Dani Marie se naam op daar. Toe is Mike Rood se naam op daar. Vader, vergeef hulle, hulle wat op die aarde is, hulle wat in sonde gebore is, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle moet my aanneem, so baie mense wil nie in my glo nie, hulle wil nie evangelie boodskap glo nie. Maar Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Kan jy dink hoe die digter gevoel het, toe hy hierdie dinge besef het, toe hy besef het, hoe vreeslik dit moes gewees het, dat hy daardie pyn nie aan homself gedink het nie, maar aan die mense wat hom gekruisig het. Hy sê voor of na die kruisiging. En toe skryf die digter hierdie pragtige lied wat sê, when he was on the cross, I was on his mind. Dis kragtige woorde. Toe hy op die kruis gesterf het, toe was Dani Marie ook op in sy gedagte. Hy het ook vir my gesterf, hy het vir almal gesterf, want hy het gekom dat die wêreld gered kan word. Dis 'n mooi plek om aan te sê. Dis 'n mooi plek om te sê, Here, dankie, dat U vir my ingesluit het, in alles wat U gedoen het op die aarde. Maar dit is nie die einde van alles nie. Toe hy gesterf het, is hy begrawe aan 'n stolp. En na 3 dae was dit sy opstanding. Hy was ook uniek in sy opstanding, want daar was nooit iemand wat opgestaan het nadat hy gesterf het. En nou praat ek nie van Jairus se dogter en van Lazarus, dit was wonderwerke, dit was die opstanding. Dit was wonderwerke wat plaasgevind het, daar die mense is weer dood laat raak.
maar hy is die eerste en die enigste tot op datum wat opgestaan het, behalwe die mense in Mattheus 27, 'n skare geheiligdes wat, toe hy uit die graf kom, het hulle ook uit die graf te gekom, om die deel van die eerste gerf van die opstanding mee te maak. Maar andersins is daar nie ander opstanding nie. En sy opstanding was uniek. Op die 3de dag het die vrou gekom om spesery op sy liggaam te sit, sodat die spilop waarin hy gelê het, 'n lekker reuk moet afgee. Maar toe hulle daar by die graf kom vroeg in die môre, toe sien hulle die steen is weggerol en hulle weet geen mens kon dit doen, want dit is 'n groot steen. En hulle kyk in met die bietjie lig wat deur die opening skyn op die graf. Toe sien hulle daar waar hy gelê het, lê niemand meer. Hulle kyk en hulle sien op die grond, daar lê 'n klomp boeke. En hulle besef, hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Hulle was die eerste getuienis om te weet, hy het opgestaan. Toe besef hulle seker dat die Here Jesus het gesê, ek gaan sterf, maar op die 3de dag gaan ek opstaan uit die dood. Maar wanneer jy hartseer is, dan dink jy nie aan alles wat die Here vir jou sê nie. En hierdie vrou het definitief vergeet wat vir hom gesê is. Maar hy het opgestaan en hy lewe. Toe hulle nog by die graf staan en wonder oor sy opstanding, toe kom daar 'n engel na hulle toe. Hulle het nie geweet dis 'n engel nie. Maar die engel sê vir hulle, hoekom soek julle die lewende by die dode? Hy is nie hier, hy het opgestaan. En wat 'n blydskap het oor hulle gekom. En die Bybel sê toe hardloop hulle en hulle vertel vir die apostels. En die eerste twee wat glo is Johannes en Petrus. En hulle los alles en hulle hardloop om dit te gaan sien in die graf. Nou Petrus was nie so vinnig soos Johannes, want Johannes het eers by die graf gekom. En toe hy die opening sien, toe sien hy, ja, hier het iets gebeur. En toe hy kyk, toe sien hy die doek op die grond lê. Toe Petrus inkom, toe hardloop hy tot by die graf. En hy sien waarlik, hier het hy gelê en hy is nie meer daar nie. Hier is die doek. Dit sê vir my, hy het dit nie meer nodig nie. Is dit 'n wonderlike gebeurtenis, dat moet niemand het dit nog ooit gebeur, dat so iets plaasgevind het nie. Sy hemelvaart is ook baie, het ek nou baie toepasselijk oorgeslaan. En sy opstanding dan. Christus het aan verskeie mense verskyn. Onder andere het hy aan 500 mense verskyn, volgens Paulus in 1 Korintiërs 15. En ook aan die einde aan die disciples self, wat in die boventrek en self toegesluit het. Toe verskyn hy aan hulle deur 'n geslote deur, want die disciples het self uitgesluit dat niemand kon inkom, want hulle was bang dat hy was die volgende wat gekruisig gaan word. Maar toe staan hy tussen hulle. Toe besef hulle. Maar Thomas het dit nie geglo nie. Hy sê, kom, steek jou hande hier in die merke van die wonde van die spykers. Toe hy dit doen, toe sê hy, my Here en my God, toe glo ek dit. So het hy aan almal verskyn, ook aan die Emmausgangers wat terug was op pad na 'n plek toe na die kruisiging. Het hy verskyn en dit aan die ook 'n getuienis gebring dat Jesus waarlik opgestaan het. Die uniekheid van sy opstanding, broer en suster, lê in die feit dat daar 'n boodskap is. Die boodskap is dat die dood is nie die einde nie. Inteendeel, die dood is liewer die begin. Die dood is die einde van ons aardse lewe, van ons aardse bestaan. Maar die dood is 'n begin van die hemelse lewe, van die ewige lewe, van 'n lewe sonder verdriet en sonder probleme, soos wat Moses sê. Ons sal hier op die aarde 70 jaar word, as ons oud is 80, maar die uitnemendste daarvan is droefheid en verdriet. Nou daardie lewe is dan vir ewig verby. Sy opstanding sê vir ons, dat daar is lewe na die dood. Ons hoef nie bang te wees vir die dood nie. As ons in Christus is, as ons in hom glo, as ons sy kinders is, hoef ons nie bang te wees vir die dood nie. Want die dood bring net oorwinning. Die dood is eintlik net 'n hek waardeur jy stap van die aardse lewe af, reguit in die ewige lewe in.
van die aardse paradys na die hemelse paradys. Ag, hoe wonderlik sal dit wees. Jy weet, daar is nou meer mense in die paradys as wat daar op die aarde is, maar dan moet miljoene wees. En dis ons plek, daarna gaan wees tot dat hy kom om ons te kom haal, en vir ons die plek wat hy vir ons gaan berei te gee. Hy het opgestaan, en hy leef, het die engel vir die vrou gesê. Een ander digter het geskryf, the tomb now is empty, the stone is rolled away, and Christ is alive in my heart, and death that was conquered in me has no part, for Christ is alive in my heart. Ons kan almal Christus in ons harte bring, deur geloof, deur eenvoudig te sê, Here, ons glo dit. As jy glo, sal jy gered wees. Baie mense sê, jy moet gedoop wees. Dit is pragtig. Doop is 'n bevestiging van jou bekering. Dis 'n getuienis wat jy aflê vir almal, dat jy gedoop gaan word omdat jy glo en omdat jy kind van God geword het. Maar die doop is nie jou paspoort hemel toe nie. Want aan die kruis aan twee persone saam met Jesus, die een spot en die ander sê, Here, dink aan my as in die paradys kom. Die Here sê, van vandag is jy in die paradys. Die Here het gesê, jou klim gou af, dat ek jou net gou doop, en dan gou die doop uit. So die doop is nie 'n paspoort hemel toe nie, maar die doop is 'n stap van gehoorsaamheid en ons moet dit almal hê. Maar dis nie waar die woord eindig nie. Die verhaal van die woord gaan voort in sy hemelvaart. Lukas sluit sy gedeelte af in hoofstuk 24, ons is daarom by die laaste hoofstuk. Hy sluit sy verhaal af in hoofstuk 24. En hy sê vir hulle van die hemelvaart. Nou hy self het dit beleef, want hy was daar. Terwyl hulle op die Olijfberg staan en Jezus opgeneem geword het, nadat hy sekere instruksies gedoen het en sekere vrae geantwoord het. Toe 9 word hy opgeneem, en terwyl hulle hom sien opgeneem word, toe kom daar 'n engel te sê, soos julle hom sien opvang, so gaan julle hom sien neerdaag. Nou dit is die laaste deel van die wederkoms, maar die werklike deel is die gedeelte wanneer hy kom om sy bruid te kom haal. Hy kom om sy kinders te kom haal. Dit is wat belangrik is. Ons weet dat sy opname in die hemel vir ons groot voordele inhou, want dit is die laaste deel van die verhaal wat Lukas beleef het en in hierdie tyd het hy opgevaar. Markus 16 vers 19 sê, hy het gaan sit aan die regterhand van die troon van God. Paulus sê vir ons in Romeine 8 vers 34, hy sê so opgewek, hy het ook gaan sit aan die regterhand van die Vader, van waar hy vir ons inbreek. Wat 'n wonderlike wete, dat hy tree vir ons in. As ons iets vir God vra, dan stem hy saam, want ons is sy kinders. As die duiwel ons wil aankla, dan verdedig hy ons, want hy is ons advokaat. Hy het vir ons ingetree. Sy hemelvaart is voordelig, want hy het beloof dat in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was, hy het vir julle gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan in die plek berei het, kom ek weer, en ek sê julle neem dat julle kan wees waar ek is. Wat 'n wonderlike wete. Hierdie ou wêreld is nie ons woning nie. Hierdie wêreld is net 'n tydelike plek. Ons het 'n aardse lewe gekry net om ons reg te maak vir die ewige lewe. 'n ander digter het geskryf, this world is not my home. This world is not my resting place. This world is not my home. Jesus het ook aan sy disippels 'n belofte gemaak, dat hy hulle nie as wesens sal agterlaat nie, maar dat hy vir hulle ander trooster sal stuur, namelijk die Heilige Gees, om altyd by hulle te wees, om in hulle te woon, om hulle te leer en te lei in alle waarheid, om hulle te vertel van wat ek julle beveel het deur die Here Jesus gesê. En tot hiertoe het Lukas die verhaal geskryf. Tot hiertoe was Lukas doodgelukkig. Hy het alles wat hy beleef het en neergekry. Maar die belangrikste nog, iets wat gebeur, wat nog moet gebeur, wat die belangrikste vir ons is, en dit is die weerkoms van Jesus. Die wegraak, wanneer Here kom om sy bruid te kom haal, wanneer hy kom om
ons almal wat in hom glo, weg te roep van hierdie aarde af, sodat ons in die hemel kan wees, saam met hom. En dit is die wonderlikste van hierdie dood van hom, van die hemelvaart, die wegraak. Ons wag dat dit moet gebeur, ons is haastig dat dit moet gebeur. Paulus skryf vir ons, as so baie woord, in 1 Tessalonisense 4, vanaf vers 13, hy sê, broers, ek wil nie julle onkundig wees met betrekking tot die ontslagtenis, sodat julle nie tree soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Christus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so doen in Christus gesterf het, met ons saambring. Want dit sê ek in die woord van die Here, ons wat in die lewe oorbly met die wederkoms, sal die ontslagtenis hoegenaamd nie voorwees, want die Here self sal van die hemel neerdaal, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die woestyn van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan, die ander gaan eers 1000 jaar later opstaan, maar die wat in Christus gesterf het, gaan eers opstaan, en dan sal ons wat in die lewe oorbly, en sal dit nie wonderlik wees as dit gebeur wanneer ons opleef op hierdie aarde. Hy sê ons sal saam met hulle in wolke weggevoer word. Paulus leer vir ons in 1 Korintiërs 15, ons sal verander word in 'n oomblik en 'n oog, vanuit hierdie liggaam van vlees na 'n liggaam wat onveranderd uit wat onsterflik is. Hy sal vir ons 'n ander liggaam gee, dan sal ons saam met hulle opgewek word, opgeneem word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by hom wees. Hy sê, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. My broer en suster, ek sien uit daarna. Ek sien uit om Jesus weer te sien. Ek sien uit om na sy gesig te kyk. Ek sien uit dat hy my in die hand moet vat en ek deur Jerusalem moet lei. Hierdie wonderlike plek, wat vir my alles wys wat gebeur het. Ons sal Jesus sien. Wat 'n voorreg. Wil jy saam met die Here sê, dank die Here, dat dit die geval is. Wat 'n vooruitsig is daar.
U kan nog vir 'n rukkie sit, ek wil net 'n laaste gedagtetjie met u deel. 'n Bietjie simboliek wat ons kry in die doeke wat hulle gesien het toe hulle by die graf ingegaan het. Om dit te verstaan, moet ons kyk hoe die koninklikes geëet het in daardie tyd. As hulle vir die koning 'n maaltyd voorberei, het hulle sy tafel gedek en dan hulle servet langs sy goed gesit en as hy gaan sit, dan vat hy die servet en sit hy dit op sy bors, sodat hy nie met kossies mors en sy pragtige duur klere bevlek nie. En dan wanneer hy klaar is, dan sal hy die servet vat in sy mond afvee en sy hande as dit nodig is en dan vrom hy die servet op en dan sit hy dit langs die bord neer. En dan as die kelner dit sien, dan sien hy die koning is klaar, daardie servet is opgevrom. Maar hy gaan nie weer terugkom nie. Hy is klaar, hy kan die tafel afdek. Maar as die koning net homself verskoon vir 'n oomblik van die tafel af, dan vat hy daai servet en dan rol hy dit mooi netjies op. En dan sit hy dit netjies langs sy bord neer. En as die kelner kom en hy sien, nee, die servet is opgerol, dan weet die koning kom weer, hy is nog nie klaar. Nou lees ons in Johannes 20, dat toe Petrus en Johannes in die grafkelder inhardloop. Toe sien hulle die doeke, toe weet hulle dat hy sal nie meer sterf. Maar hulle sien toe die opgerolde doek, hier waar sy, die kopdoek, hier waar sy liggaam gelê het. En dit sê aan een, dit bring vir ons 'n boodskap, en dit is, hy kom weer. Hy kom weer. Ek wil vir u sê, dit gaan die grootste dag wees wat ooit op hierdie aarde plaasgevind het. As die hemel opskeer, en hy met die roep van 'n engel, met die stem van die woestyn van God, en hy kom afge, om sy bruid te kom haal. O, dit gaan 'n groot dag wees. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by grace. When he takes me by the hand and he leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Kom ons sing dit.
Daar wil ek net vra, sluit net die oë vir 'n oomblik. En as jy wil hê die sluit in daardie gebed, as jy graag wil deel hê aan daardie wonderlike oomblikke, daardie wonderlike gebeurtenis van die verhaal van die woord afsluit, sal jy net vinnig jou hand opsteek en dit weer laat sak. Baie dankie. Pragtig, daar's nog. Is daar nog? Ek wil nie uitreik nie, maar daar sal nog iemand, as jy kan net jou hand opsteek. Here, u sien hier hande. Here, ons wil daardie dag vir niks mis nie. Here, want daardie dag gaan ons nie net sien soos hy is nie. Ons gaan nie net sien soos die disciples het ons gesien en nie gesien het in die verheerlikte toestand, maar ons het dit self doen. Here, want ons het saam in wolke weggevoer waar die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd in die Here wees. Ons eer die dag vir Here, ons loof nie. Here, ek bid vir hulle dat vandag wat ons seker is, dat jy op wonderbaarlike wyse vir die sekerheid sal gee. En Here, dat ons altyd sal dink wanneer ons Lukas lees, dat u 'n wonderlike verhaal het. Here, want as u nie gesterf het nie, sou u nie opgevaar het nie. Here, as u nie gebore was, sou u nie gesterf het nie. Here, as u nie ja gesê het, die Vader sê, wie sal ek stuur nie, dan sou ons verlore wees. Here, u is kosbaar, u is wonderlik, en ons eer u daarvoor. Tereg het ons gesin, God is 'n groot God. Hy is 'n lieflike God, ons aanbid die Here. Ons eer u naam, ons maak u naam groot. Ons sê vir u dank vir alles wat u doen. Seën ons dan, Here, oor die res van die diens en die afsluiting. In Jesus naam. Amen. Gun my net so 1 of 2 minute op die langste. Ek lees vanoggend vroeg, terwyl ek aan my huis is, van die Titanic. Nou, wie van u het die film gesien wat gaan oor die Titanic? Dis in 1912. Het hy gesink met sy nooiensvaart, soos wat hulle noem. Nou, ek wil vir u verseker dat op daardie skip was baie vername mense gewees. Daar was ingenieurs, daar was dokters, daar was wat jy ook al wil noem, of wat 'n posisie daar was, glo was daar. En ek glo jy moes nommer 1 geld gehad het om vir daardie kaartjie te kon betaal. En ek ken die verhaal van dat hulle gesê dat God kom nie eers die Titanic laat sink. En toe hy gesink het, het ek nêrens gelees dat hulle geskryf het dat soveel dokters, soveel ingenieurs, soveel vername belangrike persone oorleef het. Hulle het net die getalle genoem van die wat oorleef het en die wat gesterf het. Kom ek sê vanmôre vir u, dis waarin God oor deur hierdie boodskap wat pastoor Dani gebring het, belangstel. Ken jy die Here Jesus Christus as jou persoonlike verlosser en zaligmaker? Want die saak wat 'n posisie jy bereik het aan die lewe, hoeveel grade jy agter jou naam het nie. Ken jy Jesus, die verlosser en zaligmaker van hierdie wêreld? Dis die keuse wat ek en jy kan uitoefen. Daarom wil ek vanmôre op pastoor Dani sê, dankie vir 'n pragtige woord, dat ons weer opnuut vanmôre kan inspireer. Ons wil die Here dien. Amen. Mag die Here sy woord in die hart seën
vanmorgen. Kom ons staan nog in ons laaste woordjie saam sing, terwyl ons op die wag vir die dienes en offergawes, terwyl die diakens dit gaan opneem. Baie dankie. Here, om vanoggend in die huis van die Here te kon wees. Dankie vir u liefde, Here. Dankie vir u genade. So onbeskryflik groot. Dankie, Here, dat ons weet dat u nog steeds red en verlos en vrymaak. Here, dat u nog steeds vergewe en dat u genade nog steeds vanmôre oorvloedig deur ons kan wees. Dankie vir u woord, Here, waarna ons kon luister. Here, u woord is die waarheid. Die woord is vir ons 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voete. Daarom bid ek die seën van die Here af, Here, terwyl ons nou in mekaar uitgaan. My gebed is, Vader, sien elkeen goed te bewaar en beskerm hulle op die pad, Here, en wanneer hulle by hulle huise kom, dat die vrede van die Here en ook die teenwoordigheid van die Here wat ons vanmôre hier intens beleef het, deel van ons huishouding sal wees, en dat ons u altyd daarvoor sal eer en sal dank. Vandaag is nou met die liefde, is my gebed in die mooiste naam, die naam van ons Here Jesus Christus. Ons dank u daarvoor. Amen. Baie dankie, kan net die sitplekke neem vir die afkondigings. Nou volgende Sondag, nou met my beroerte wat ek nou gehad het, het ons wors en vleisbringe beraai in die kerk het in die slag gebly, so ons nooi die volgende Sondag, bring vir die vleis saam, daar sal pap wees en daar sal ander goeders sal wees, en daar sal wors wees, as jy nou nie kan vleisie bekostig nie, kom eet maar daar by die pastoor, kom proe maar daar by sy vleisie wat hy sal hê, maar daar sal wors wees, so jy hoef nie wors te koop nie. Ons gaan dit vir u braai, daar gaan vure wees, ons gaan alles vir u sorg, dit sal lekker wees. Dit is net 'n kuierdag, so ons nooi die volgende Sondag, na diens kuier ons hier by die kerk, en ons eet lekker saam, en ons gaan dik vriende in mekaar. Amen. Ek sien uit daarna, ek is op paar kilo's verhoor, so ek kan die huise. En dan dinsdagoggend 10:30 die woordskool hier by die kerk, en dan woensdagoggend 9:00 ons gemeente bid hier by die kerk. En ek wil net vir julle noem dat ons het nie volgende week, ons senior burgers gaan nie volgende woensdagoggend na die bid hier by mekaar van vir koek en tee nie, maar ons gaan dit volgende woensdag doen. Hendrien se neef is oorlede, en dis ook 'n dominee nie, en hy is skielik Eergister is hy in 'n hartaanval oorlede, en die dag nog Hendrien se
my skoondogter begrawe en ons was self daar by die begrafnis gewees en kom ons bid vir hulle as familie hoor. Vra dat die Here vir hulle in die hartseer tyd sal troos en sal versterk en sal dra. Ons weet ons hy kan, hy sal, want hy het dit beloof dat hy ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat. Nou volgende Sondag weet jy nou al, het is gewone tyd kerk, weer 9:30 is ons erediens hier en daarna gaan ons dan lekker saam kuier en bidvriende word. Amen. Die Here seën vir jy net vir my verlede by die Heer gekom en ek het nie verwag pastoor nou nie met daar gaan staan nie, maar jy dan maar jy kom groet en vir hom dankie sê vir die kosbare woord. Die Here seën vir jy en mag 'n mooi dag hê.